Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 2 Desember. Josua as 'n tipe. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie vir hierdie studie wat ons nou mag studeer. Laat dit asseblief 'n seën wees vir ons. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Antwoord die volgende vraag aan die hand van Bybelse tipologie. Waarom is die veelvoudige ooreenstemmings tussen die lewe van Moses en die van Josua so beduidend? Ons lees Eksodus 3 vers 1 en 2. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Ons lees Josua 1 vers 1 tot 3. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Ons lees Numeri 13 vers 1 en 2. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. Ons lees Josua 2 vers 1. Daarop het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê: Gaan bekyk die land Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Ons lees Eksodus 3 vers 5. En hy sê: Moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ons lees Josua 5 vers 15. Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. En Josua het so gedoen. Josua 5 vers 15. Soos ons in die eerste week se les ontdek het, word Josua as 'n tweede Moses uitgebeeld. Hy het inderdaad in die leeftyd van die tweede geslag sedert hul bevryding al die groot stappe ten tye van die uittog uit Egipte herhaal. Net soos Moses ontvang Josua sy sending tydens 'n persoonlike ontmoeting met die Here. Onder albei se leierskap word Israel 'n bekende naam onder die nasies, een wat vrees inboesem. Moses lei Israel deur die Skelfsee, terwyl Josua die volk op 'n ewe wonderbaarlike wyse deur die Jordaanrivier lei. Albei word daaraan herinner hoe belangrik die besnydenis en die pasga is. Die manna begin in Moses se tyd te val en eindig by Josua. Albei leiers word beveel om hul sandale uit te trek voor die Here. By albei mans is die uitgestrekte hand 'n teken dat Israel besig is om te seëvier. Moses gee die instruksies vir die verdeling van die grondgebied en die instelling van vrystede. Josua vervul daardie voorskrifte. Albei leiers gee 'n afskeidsrede voor die Israeliete. Hulle sluit ook hul bediening af deur toe te sien dat die volk hulle opnuut aan die verbond toewy. Bestudeer Deuteronomium 18 vers 15 tot 19, Deuteronomium 34 vers 10 tot 12, Johannes 1 vers 21, Handelinge 3 vers 22 tot 26, sowel as Handelinge 7 vers 37.
Wie vervul Moses se profesie dat daar weer 'n profeet net soos hy sal wees? En waar pas Josua in? Ons lees Deuteronomium 18 vers 15 tot 19. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister, net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en die groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Ons lees Deuteronomium 34 vers 10 tot 12. En soos Moses, vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Wat betref al die tekens en die wonders wat die Here hom opgedra het om in Egipte land aan Farao en aan al sy dienaars en sy hele land te doen, en wat betref die hele magsopenbaring en al die groot skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele Israel gedoen het. Ons lees Johannes 1 vers 21. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Ons lees Handelinge 3 vers 22 tot 26. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Ons lees Handelinge 7 vers 37. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister. Handelinge 7 vers 37. Josua se lewe was 'n gedeeltelike vervulling van Moses se profesie hier, soos gelees in Deuteronomium 18 vers 15 en 18. As potensiële antitipe het Josua nog die volle betekenis aan die Moses-tipe gegee. Die volledige vervulling kon slegs deur die Messias kom. Hy het die Vader van naby geken, soos gelees in Johannes 1 vers 14 en 18. Hy was die volle waarheid en het die Vader volledig geopenbaar. Lees gerus Lukas 10 vers 22, Johannes 14 vers 6 en Matteus 22 vers 16. Die woorde wat Jesus gespreek het, het inderdaad van die Vader gekom. Johannes 14 vers 24 sê vir ons, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Johannes 14 vers 24. So beide Moses en Josua se lewens word tipes van die komende Messias, die antitipe Jesus Christus. In hoe 'n mate draai jou wandel met die Here om Jesus? Waarom moet Jesus en wat hy vir jou gedoen het, die grondslag van jou hele Christelike ervaring wees?